Jy weet, party van die mees ongelooflike stories is nie in groot oorloë of koninklike dramas weggesteek nie. Nee, hulle skuil in die fynskrif van antieke wette. En vandag kyk ons na presies so 'n wet, 'n ritueel wat iewers op daai grenslyn tussen geregtigheid, geloof en die bonatuurlike geleef het. Hierdie woorde, dis amper asof jy die belofte en die seën daarin kan voel, né? Dit praat van vryheid, van reinheid wat beloon word, en van iets wat daardie tyd as die grootste geskenk van almal beskou is, die belofte van kinders. Maar, en hier's die ding, hierdie seën is nie sommer net gegee nie. Dit was die eindresultaat van 'n intense en eerlikwaar skrikwekkende beproewing. En dit is die vraag wat ons vandag gaan probeer antwoord. Om regtig te verstaan wat hierdie seën beteken het, moet ons eers die unieke en, dramatiese omstandighede verstaan wat daartoe gelei het. So kom ons gaan terug in tyd, na 'n wêreld waar 'n goddelike oordeel en 'n verhoor gesoek is. So waar pas hierdie misterieuse aanhaling in? Wel, dit kom uit 'n baie spesifieke en dramatiese Ou-testamentiese ritueel. En dit was nie sommer 'n algemene wet nie. Nee, dis gereserveer vir 'n baie spesifieke, emosioneel gelaaide situasie. Stel jou vir 'n oomblik hierdie situasie voor, 'n huwelik wat deur agterdog vergiftig is. Die man is oortuig sy vrou is ontrou, maar hy het geen bewyse nie, niks. In ons wêreld vandag sou dit dalk net in 'n egskeiding eindig, maar in hierdie antieke samelewing was daar 'n formele, geestelike proses om die waarheid te probeer uitvind. En dis die sleutel tot die hele ding. Hierdie was nie 'n hofsaak soos ons dit ken nie, waar was geen getuies, geen kruisondervraging nie. Dit was 'n direkte appel na 'n hoër mag om die waarheid te openbaar. Die hele gemeenskap het geglo dat God sou ingryp om die onskuldige te beskerm en die skuldige te ontmasker. Goed, en hier kom ons by die hart van die saak. Die ritueel self was propvol simboliek en spanning. Elke enkele stap was noukeurig voorgeskryf en elkeen het bygedra tot die gewig van daardie oomblik. Kom ons kyk presies hoe hierdie dramatiese verhoor ontvou het. Kan jy vir 'n oomblik die psigologiese druk van elke stap voorstel? Eers die openbare aanklag, voor almal. Dan die seremoniële meng van die water en die stof. Dan daai plegtige eed van onskuld voor God en die hele gemeenskap. En dan, daardie laaste, skrikwekkende oomblik, om daardie water te drink. Met die wete dat jou hele toekoms, jou eer en jou lewe daarvan afhang. Hier was geen middelgrond nie, geen miskien nie. Die uitkoms was of die een of die ander. Skerp en, soos hulle geglo het, direk deur God bepaal. Afhangende van of sy skuldig of onskuldig was, het een van twee drasties verskillende paaie op haar gewag. Kyk net na daai twee uiterstes. Vir die skuldige was die straf absoluut verwoestend. Nie net fisiese lyding nie, maar ook die sosiale skande van onvrugbaarheid wat haar basies sou vernietig in daardie gemeenskap. Maar vir die onskuldige, wel vir haar was die uitkoms nie net 'n sig van verligting nie, dit was soveel meer. En dit bring ons nou sirkel terug na waar ons begin het. Die hele doel van hierdie ontleding was om daardie aanvanklike, hoopvolle aanhaling te verstaan. En nou, met die volle konteks, kan ons die diep betekenis daarvan regtig waardeer. En dis die eintlike punt hier. Sy is nie net vrygespreek nie. Dit was nie net 'n gebrek aan straf nie. Haar onskuld is aktief en in die openbaar beloon. Daardie skrikwekkende ritueel het getransformeer van 'n beproewing na 'n oomblik van goddelike guns. En hier is daardie woorde weer, maar nou verstaan ons dit. Dit was 'n goddelike bevestiging van haar reinheid. Die feit dat die water haar nie skade aangedoen het nie, was die bewys. En die belofte van vrugbaarheid, dit was die seël op daardie bewys, 'n direkte seën van God. Ons moet onthou hoekom dit so 'n kragtige belofte was. In daardie kultuur was 'n vrou se waarde en haar status diep gekoppel aan haar vermoë om kinders te hê. So hierdie belofte was veel meer as net 'n persoonlike vreugde. Dit was 'n openbare herstel van haar eer en haar plek in die gemeenskap. Dit was die uiteindelike regverdiging. So wat los dit ons mee? Hierdie ritueel, wat vir ons vandag so vreemd mag lyk, gee ons 'n fascinerende blik op hoe 'n antieke samelewing met die komplekse kwessies van waarheid en vertroue geworstel het. En dit laat 'n mens wonder oor die rol van geloof wanneer feite ontbreek en hoe gemeenskappe deur die eeue heen probeer het om die onsigbare sigbaar te maak.